Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Matteus 13 vanaf vers 44 tot en met vers 52. Soos ons deur Matteus 13 gelees het tot dusver, sou julle opgelet het dat die hele hoofstuk uit gelykenisse bestaan. Eers was dit die gelykenis van die saaiër, toe die gelykenis van die onkruid en daarna het die gelykenis van die mosterdsaad gevolg. En in elke gelykenis het ons gesien dat daar 'n man, 'n veld en dan iets meer spesifieks is wat die man se aandag geverg het. In vandag se lees is daar dan 'n verdere uitbreiding hierop, wanneer ons die gelykenis van die verborgde skat, van die parel en van die visnet lees. En net soos wat die disippels nie noodwendig al die gelykenisse verstaan het nie, kan ons dit ook nie verstaan indien ons nie die konteks van die vertellinge reg het nie. Die sleutel tot ons verstaan is in verse 37 en 38 opgesluit, waar ons lees. En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Wanneer meeste mense verse 44 tot 46 lees, neem hulle aan dat dit verwys na ons gewilligheid om alles op te gee ter wille van die kruis. En alhoewel dit ook waar is daar eintlik 'n selfs dieper betekenis wanneer ons dit binne die konteks van die voorafgaande verse lees. Die saailand in vers 44 verwys na die wêreld en die verborgde skat verwys na elkeen van ons wat onsself 'n Christen noem. Jesus homself het elkeen van ons ten duurste kom koop, omdat elke liewe persoon kosbaar is vir ons Vader. Verse 45 en 46 kom verduidelik eintlik dieselfde vir ons, net deur 'n ander gelykenis. Want hier is Jesus die koopman en ons die kosbare parels. En indien dit dalk vergaande klink dat iemand al hulle besittings sal verkoop vir 'n enkele parel, onthou dan die woorde van Matteus 18 vers 12 waar Jesus sê: Wat dink julle, as iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? Die Here is waarlik liewer vir ons as wat ons onsself het. En ons lewens hier op aarde dra 'n kosbare waarde, want dit is in hierdie leeftyd wat ons 'n keuse vir hom kan maak. En daardie keuse dra 'n ewigheidswaarde, wat ons nog nie eintlik ten volle kan begryp nie. Verse 47 tot 50 kom brei dan uit op hierdie vrye wil wat elkeen van ons het. En daar word verduidelik dat nie alle mense 'n keuse vir Jesus gaan maak nie. Aan die einde van die tyd, soos ons dit nou ken, sal daar ongelukkig beide goddelose mense, sowel as regverdige mense wees. En al wat ons kan doen, is om aan te hou om die evangelie te verkondig en mense aan te moedig om 'n keuse vir Jesus te maak. In verse 51 en 52 kom bevestig die disippels dan dat hulle die gelykenisse verstaan. En hierdie gedeelte sluit dan af met die opdrag aan die disippels om vas te hou aan dit wat hulle reeds geken het uit die Ou Testament, maar dat hulle ook hulle self leerbaar moes hou, omdat 'n nuwe era aangebreek het. En net so is dit vir ons ook. Ons het ook die verantwoordelikheid om seker te maak dat elkeen van ons 'n skrifgeleerde in eie reg word. Die heilige geskrifte behoort vir ons 'n kosbare skat te wees. En uit dankbaarheid vir die verlossingswerk van Jesus aan die kruis, het ons nou die verantwoordelikheid om te gaan vertel van die Here se goedheid en guns, sodat selfs meer mense tot bekering kan kom. So mag ons vandag dit naby in ons harte hou, dat die Here ons as sy kosbare parels ag, en mag ons die opdrag in Matteus 28 vers 19 met beide hande aangryp,
om heen te gaan en disippels van alle nasies te gaan maak. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.